Shalom, dit is deel 2 van die skrifstudie-series. En ons gaan nou die intensie en wortelbetekenis vir huwelik ontbloot. So in die vorige video het ons opgehou by Genesis 2 vers 17, waar Vader instruksie aan die mens gegee het om nie van die boom van kennis van goed en kwaad te eet nie. Ons gaan dus nou aan na vers 18 toe wat sê: Ook het die Here God gesê, dit is nie goed dat die mens alleen is nie. Ek sal vir hom 'n hulp maak wat by hom pas. Nou daai tipe hulp is nie net 'n hulp of 'n bystand nie. Die wortelwoord vir die tipe hulp wat vrou en haar man is, die Hebreëse woord sê Ezer Kanechtu. Gaan soek dit op, dis baie diep. Dit is ook in militêre formasie geskryf, wat dan lei tot, nie net 'n hulp nie, maar 'n warrior, because it's not a partnership, but a battleship. 'n Gepaste hulp, nie net 'n fisiese een nie, maar ook vir oorlogvoering. Nou, Ezer beteken an ally, a warrior, a protector, or match, a strength rather than a weakness. Kanechtu beteken a counterpart, a mirror or a image. Ook dieselfde woord word 21 keer in die Ou Testament gebruik om die Gees van Vader te beskryf, soos in Psalms, as 'n hulp of 'n helper, wat beteken, soos wat Vader se Gees inspraak gee aan ons as mens, moet ons as vrouens ook vir ons mans doen. Hoekom dink julle in Spreuke sê Vader, ons is meer werd as korale? So net 'n kantnota, voordat ek en my man getrou het, het ons 'n fantastiese pastoor gehad, wat ons die vraag gevra het, hoekom wil julle trou? Nou kyk, in daai tyd was ek en my man al deur so baie dinge gewees, net in ons vriendskap en ons verloving en alles. So ons antwoord was definitief nie, ons het mekaar lief of ons hou van mekaar of dit is maar wat ons wil doen, ons wil vir ewig met mekaar wees nie. Op daai punt het ons mekaar se goeie en slegte punte al so goed geleer ken, dat ons geweet het, ons kan in oorlog saamgaan. Ons kan oorlogvoering, geestelik en fisies saam doen. So jy kies iemand wat saam met jou in oorlog in kan gaan, en wat jou rug in dit sal hê, maak nie saak wat nie. En wanneer die een of die ander een swak is julle daar om mekaar te dra. Want in die battlefield van huwelik moet jy kan vertrou dat daai persoon jou rug in volle loyaliteit sal hê. Iemand wat hulle krag deur die Vader ontvang en nie op 'n aardlikse manier nie. Dis sien ons ook dat 'n vrou se rol is soveel meer intensief as wat ons gedink het dit is. Wat vir my eintlik so oulik was wat die pastoor gesê het is, as ons gesê het, want ons is lief vir mekaar, het hy ons nie getrou nie. En dit gaan nie net oor die liefde nie, dit gaan oor respek, dit gaan oor eer, dit gaan oor daai covenant met mekaar en die Vader. Dat jy die keuse sal hou om daai persoon te bly kies, tot op die dae wat jy voel jy kan nie. Daai persoon is jou skuilplek, jou tweede skuilplek. Vader is jou eerste, hulle is jou tweede. So ons lees dan aan by Genesis 2 vers 21 wat sê: Toe het die Here God 'n diepe slaap op die mens laat val, en terwyl hy slaap het hy een van sy ribbebene geneem en die plek daarvan met die vlees toegemaak. En die Here God bou die rib wat hy van die mens geneem het tot 'n vrou en bring haar na die mens. Nou ek hoop ek spreek hierdie woord reg, maar die oorspronklike wortelwoord vir daai ribbebeen is tesla, often meaning side, but fundamental unity and shared essence, rather than just a small bone. Nou hierdie side interpreteer 'n vrou se eweknie as haar man se fisiese ander halfte. Daarom is dit nie net 'n fisiese koneksie nie, dit is 'n sielsband wat gevorm word. Ons lees dan verder aan na vers 23 wat sê: Toe sê die mens, dit is nou eintlik been van my gebeente en vlees van my vlees. Sy sal Mammon genoem word, want sy is uit die man geneem. Nou hierdie is so fisies, hoor wat sê Spreuke 12 vers 4 hieroor. 'n Deegsame vrou is die kroon van haar man, maar een wat skande maak, is soos 'n verrotting in sy gebeente. Daarom sê die woord ook vir ons om equally yoked te wees. Want wat die een of die ander in betrokke is, gaan die ander een effekteer, as nie fisies nie, wel geestelik. Dit is net fantasties hoe Vader alles geskape het en by mekaar gebring het en eenheid gevorm het. Ek gaan ongelukkig my video hier moet eindig, want ek het nie genoeg tyd oor nie, maar kyk uit vir my volgende video waar ek verder praat oor die intensie vir huwelik. Baie dankie vir elkeen wat ingeskakel was en shalom, shalom.